Hallo graad 12, hier is ronde 2. Ons gaan presies dieselfde prosedure volg soos met die eerste vraestel. So hierdie is nou vraestel 2 se hersiening en weer eens vraag vir vraag gaan ons deur hierdie ding gaan. En weer eens vraag 1 van vraestel 2 is graad 11 analitiese meetkunde. So as jy jou graad 11 boek wil nader trek vir hierdie enetjie, is jy welkom. Ons doen weer eens die senior sertifikaat wat hierdie jaar geskryf is, so dit is 'n lekker vars vraestel wat ons na kyk. Nou goed, weer eens probeer ek vir jou die inligtingsblad of die formule bladsy bekend te maak watter dele gebruik ons. So hierdie formule sal julle weet gebruik ons om afstand te bereken of die lengte. Dan hierdie enetjie is vir die middelpunt of die helfte van 'n lyn om daardie punt te bereken, koördinate te bereken. Dan hierdie 2 is jou reguit lyn, maar ons gebruik net eintlik daai enetjie want hy is die maklikste. Dan hierdie klein m is die gradiëntformule en ook het julle gesien dat ons hom in die eerste vraestel gebruik by gemiddelde gradiënt, dis dieselfde formule. En dan hierdie ouetjie is jou inklinasiehoek of hellingshoek formule. So hierdie informasie is vir jou op jou inligtingsblad beskikbaar. Jy gaan net mooi moet lees wie gaan ek waar nodig hê om te gebruik. So, hier is ons eerste vraag. Nou goed, hulle gee vir ons 'n klomp inligting daarbo. Hierso by die vraag, hulle sê in die diagram hieronder toon driehoek ABC met punt A, punt B, punt C. BC is parallel met die X-as, D is die middelpunt van AB en dan sê hulle inklinasiehoek van AC met 'n positiewe X-as is theta, so hy's daar gemerk. Ok, so 'n hele klompie punte hier of woorde wat al klaar aansluit by ons formule bladsy of inligtingsbladsy. Nou goed, by 1.1.1 vra hulle vir ons, skryf die numeriese waarde, nou dit is net 'n fancy naam vir, skryf 'n getal neer vir kie. Nou as ons kyk waar kie is hier gemerk, en kie is die y-waarde van jou punt. Ok, so as dit die y-waarde is, dan gaan ek definitief na hierdie as toe werk, of in hierdie rigting werk, en kyk wat is die y-waarde wat op daai selfde vlak lê. En ek het vir jou genoem by vraestel 1 hoe belangrik dit is om te gaan kyk hoeveel punte 'n vraag tel. Nou dit was 1 punt gewees, so ek meen jy kan net die antwoord vir my gaan soek het. So jou antwoord gaan so lyk as jy hom dan nou uitskryf. Jy gaan skryf kie as my pen nou net my toelaat om te skryf. Kie is gelyk aan 3. Ok, dan die volgende vraag, skryf die numeriese waarde, so getal neer vir P wanneer van P neer indien die lengte van BC 5 is. Nou goed, BC is mos nou van B tot by C, sê hulle vir ons is dit 5 eenhede. Ok, 5 eenhede. So na regte spring hy hierso 1, want dit was 1. Ok, so van 1 tot by 0 is 1 keer, 2, 3, 4, 5. So hoeveel plekke is van hierdie punt af tot daar? 4. So, en dit is die X-as, en die X-as is negatief hierso. So weer eens vir 1 punt, nee, vir 1 punt kan ons baie maklik sê dat die waarde van P is minus 4. Reg. Nou, goeie etiket is om in te vul soos wat jy dit beantwoord het. So ons weet nou dis minus 4 en hierdie is 1. So dat ons weet as ons die punt
of die koördinate weer moet gebruik iewers, dat ek weet ek het dit, en ek kan dit gebruik. Nou goed, volgende vraag vra. Bepaal die gradiënt. Ok, gradiënt, weet ons, gradiëntformule is die klein letter M, right? Nie die hoofletter nie, so wanneer jy hom gaan begin, gaan hom sommer nou hier vir ons beantwoord, gaan ons sê klein m, en dit is AC se klein m wat ons bereken, se gradiënt wat ons bereken, en ek vat die formule en ek maak hakies daar waar ek die invervanging gaan doen, en dan AC is A en C, en ek gaan nou op hulle aandui wie die X is, wie die Y is, wie die X is, wie die Y is, want dit het nogal 'n invloed op my invervanging. So wanneer ek die invervanging gaan doen, ek gaan met A begin. Nou die rede hoekom die minus 5 bo staan, is want die Y'e kom bo en die X'e kom onder. Ok, so minus 5 en minus 2. Omdat ek met A se punt begin het, gaan ek A aanhou mee. Sy Y en sy X dan eers te skryf. En dan die volgende ene, 3 is die Y-waarde van C en 1 is die X-waarde van C. En dan gaan dit nou net sakrekenaar toe en jy bereken dit en dit gaan vir jou gee 8/3. Jy kan as jy wil dit desimaal skryf van 2,67, maar ek gaan vir jou eerlik antwoord en sê dat dit is baie beter om jou antwoord in 'n breekvorm te los. Hoekom 2 punte vir die vraag en nie meer 1 punt nie, want jy kry 'n punt vir die substitusie en jy kry 'n punt vir jou gradiënt. Ok, dan die volgende ene, 1.1.4, vra vir ons die volgende. Bepaal vervolgens die grootte van hoek theta. Nou, omdat jy nou die gradiënt uitgewerk het van 'n lyn wat die hoek op lê, kyk, daar is ons theta, en jy het nou net vir AC se gradiënt bereken. Beloof ek jou nou weer eens, soos wat ons in die vraestel 1 ook gesê het, dat die vrae volg op mekaar, né? Inteendeel, hierdie 1.1.1 en 1.1.2 gaan jy ook nou gebruik. So, let op dat dit wat jy gedoen het, dis hoekom ek ook baie makliker vir my goed label, as ek die woord Engelse woord mag gebruik, ek label wat se lyn se gradiënt het ek uitgewerk, want nou sien ek theta en theta lê teen aan die lyn AC, so ek het sy helling nodig, want my formulebladsy sê, die formule is tan theta is gelyk aan m. Nou goed, ek gaan die m hê, en ek gaan vir tan kan oorvat, want ek wil weet, wat is die hoek? Nou goed, tan, as ek tan se inverse doen, en dit is nie sy omgekeerde nie, asseblief, sy inverse, so dit wil sê, ek vat net die tan oor, ek los die hoek, dan is dit tan tot die mag min 1, en dan in die hakkie gaan ek dan nou die gradiënt invoer, wat ons uitgewerk het in die vorige vraag. Ok, en dan as jy dit op jou sakrekenaar intik, dan gaan jy 'n antwoord kry van 69,44 en dit is grade. Nou, ek wil graag vir jou net let daarop, dat as jy met 'n stomphoek werk, nou hoe weet ek wanneer ek met 'n stomphoek gaan werk? As jou inklinasiehoek van die X afgemeet word verby die 90, verby daai 90 grade, dan weet jy werk met 'n stomphoek. En dan beteken dit vir die hoek van inklinasie, kan jy nie hierso stop nie, jy moet verder gaan, en jy moet dan sê 180 minus. Ok, so let maar net op vir dit asseblief. Ok, of dit 'n skerp of 'n stomphoek gaan wees. Right, dan die volgende vraag, laaste vraagetjie vir die slide, sê, bepaal die koördinate van D. Nou, ons het hier gelees dat D is die middelpunt,
so 'n middelpunt, en hulle was nice, hulle het hierdie lyntjies vir jou getrek en aangedui dat dit is presies dieselfde lengtes, wat dan beteken dat daai moet die middelpunt van die lyn wees. En die middelpunt van 'n lyn kan jy bereken deur die hoofletter M te gebruik. So die middelpunt van BA of AB is mos nou hierdie koördinaatstyl. Okay, so dis plus, en dan gaan ek my x'e daar invoer. Hierso gaan ons die eie invoer. Right. So nou kan jy sien hoekom was dit belangrik om die B se punt in te vul, want nou gaan jy die B definitief gebruik. So kom ek begin sommer met hom. So die x-waarde was -4 en dit beteken die y-waarde gaan hier kom wat 1 was. En dan die x-waarde van A was -2 en dan die y-waarde is -5. En dit gaan sakrekenaar toe, maar jy gaan net eers die x doen en sy antwoord skryf en dan die y doen en sy antwoord skryf. So dit wil sê, D se punt of koördinate is -3 en -1. Alright. Goed, volgende ene. Goed, met die volgende vraag gee hulle vir ons 'n lyn 2x minus 5y is gelyk aan 10. Nou vra hulle 'n paar eenvoudige vragies, kyk die punte, dis kom ek sê dis eenvoudig. So hulle sê skryf hierdie vergelyking in die vorm y is gelyk aan. So hulle wil hê die y moet alleen staan. So ons moet nou net eenvoudig die y aan die een kant los. So ek gaan 2.1.2 hierso vir ons begin. 2x minus 5y is gelyk aan 10. So dan gaan ek die minus 5y los. En dan 10 minus 2x. En dan asseblief graad 12s en eintlik 11s, hierdie vraag is vir julle ook. Jy deel die minus 5 met beide terme. So jy gaan dit so deel. Minus 5 met die 10 en minus hakkie 2x minus 5. Ok? En dan kry jy vir die eerste ene minus 'n half. En hierso raak het mos nou positief en dan kry jy 2x op 5. Daar is wel 'n bietjie van 'n makliker manier as jy dit sou wou doen of daarin belangstel. So kom ek wys dit gou 'n bietjie makliker. Kom ons sê jy het byvoorbeeld, ek gaan sommer nou uitvee want dis nou vir my makliker. Kom ons sê jy het besluit jy wil nie die y aan die linkerkant los nie. Jy wil hom aan die regterkant gooi. Onthou weer eens die vraag wat sê in die vorm y is gelyk aan, verplig jou nie om die y links te hou nie. Dit moet net y alleen hê aan die een kant. So miskien 'n makliker opsie vir jou is om te sê 2x minus 10 en dan die minus 5 oor te gooi en te kry 5. En dan gaan deel jy hom net. En onthou hy deel met albei van hulle, so jy kan hom so skryf, nê? Is gelyk aan y of ek kan hom ook doen soos ek die ander ene gedoen het, gedeel deur 5 minus 10 gedeel deur 5 is gelyk aan y en jy het gekry 2x op 5. En dit is, dit was nie 'n half net maar nie hoor. Oeps, dit was 2 gewees. Ekskuus. Sien ek mos nou my fout. So dit is maar 'n rede hoekom ek dit moes oordoen. So ekskuus, die vorige ene moes nie 'n half gewees het nie, dit moes minus 2 gewees het. So ekskuus, maak maar net daai vir my reg. So hierso is vir jou nog 'n opsie, as hierdie vir jou makliker is. Dit sê nog steeds y is gelyk aan. Hy staan wel aan die regterkant. Moenie verplig voel om dit links te hou nie, solank hy net alleen staan. Reg. En aan regte kon ons eintlik al by hierdie stap gestop het, maar okay, ek het hom so 'n bietjie vereenvoudig vir jou. So nou sê hulle vir ons verder, skryf vervolgens die gradiënt van 'n lyn wat loodreg is op hierdie lyn. So dis nog steeds daai selfde lyn, maar jy het mos die y is gelyk aan vorm nodig om die gradiënt af te lees, want dis hoekom ons wou gehad het, jy moes dit in y is gelyk aan geskryf het, want 'n reguit lyn, sal jy weet, sy vergelyking is altyd y is gelyk aan mx plus c. So nou dat ek hom vereenvoudig het, nê,
kan ek sommer al hier vanaf die antwoord sien, want dit wat voor of by die x staan, dui die gradiënt aan. Maar, hier kom nou ongelukkig die maar, en daar onderstreep ek vir jou die maar. Mense, as iets loodreg is, nee, dan is die produk van die twee gradiënte altyd -1. As daar nou parallel gestaan het, dan het jy gesê die twee emme is gelyk aan mekaar. Ok, right, maar dit is nou loodreg, so ek gaan nou die volgende gaan doen met 1.2.2. So ek gaan die gradiënt vat wat 2 op 5 is, ek gaan kry dit hierso, omdat ek nou klaar die vraag vereenvoudig het, kan ek dit nou makliker sien, en dan gaan ek sê, maal met m is gelyk aan -1. Right, so ek het nou basies hierdie formaat gebruik, ek het die een gradiënt gehad, ek soek die ander gradiënt, maar ek weet die antwoord is altyd -1, en nou is dit maar net 'n geval van los op vir m, so -1 gedeel deur 2 op 5, so dit gee vir my m is gelyk aan -5 op 2, jou sakrekenaar kan jou help met daai stap, sou jy onseker wees. Ok, en nou laastens, vra hulle nou vir ons daar by 1.2.3, ons moet nou die vergelyking bepaal, die vergelyking, die y is gelyk aan mx plus c vergelyking, wat deur hierdie punt gaan, en loodreg is. So kom ons kyk wat het ons tot dusver gedoen. Ons het by die vraag die standaardvorm gekry van die reguitlyn, en toe kon ons by die vraag die gradiënt aflei wat loodreg is. Nou, as jy enige reguitlyn vergelyking moet bepaal, het jy altyd twee goed nodig, 'n gradiënt en 'n punt. Ok, so ons het die gradiënt, -5 op 2 x plus c. Ons het hom uitgewerk, ons vat hom soontoe. Nou die volgende ding is, ons vat nou die punt wat hulle vir ons gee, en ons vervang dit in. Onthou altyd, x en y, so 0 gaan in die y se plek staan, en in die x se plek gaan daar kom 'n 5. Ok, right, en dan is dit nou maar net 'n bietjie wiskunde, 'n bietjie uitmaak, bietjie werk, so -25 op 2 sal jy kry vir die uitmaak van daai stukkie, plus c, jy gaan nou maar net eenvoudig hierdie ouetjie oorgooi, om te weet wat c is. Right, so ek gaan sommer nou hier aangaan met my sommetjie, so ons kry 25 op 2 is gelyk aan c, so dit wil sê, ons vergelyking is -5 op 2 x plus 25 op 2. En dan het jy jou vraaggetjie beantwoord. So eenvoudig soos dit. Ok, dis vraag 1. Dit geld vir graad 12's en 11's. Ek hoop hierdie skud so 'n bietjie die roes af, maar regtig, vraag 1 moet almal kan doen, want dit is net basies formulewerk. Goed, ek sien jou by vraag 2.